Ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die goedheid, vir die liefde. Ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Maak ons harte oop om te hoor wat U sê vir ons. Ons maak ons gedagtes stil. Ons kom te staan teen elke gedagte wat nou vanoggend hier wil kom steel van ons, elke gedagte van bekommernis, elke gedagte van die vyand wat ons denke wil aftrek van U kosbare teenwoordigheid en van die amazing goede wat U wil gee vir ons. Ons bestraf dit en ons maak dit stil en ons verklaar ons denke behoort aan U. Ons hart behoort aan U. Ons wese behoort aan U. U is die een wat sorg vir ons, wat goed is vir ons. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. Nou ja, welkom almal. My titel vanmôre is Geregtigheid maak jou vry. Geregtigheid maak jou vry. En ons wil weer kyk na hierdie ding van geregtigheid. Ons wil 'n bietjie delf daarin om dit in ons gees in te bou. Want ons sien dat die woord sê, dit is ons verantwoordelikheid om onsself te bevestig in geregtigheid. Niemand anders kan jou bevestig in geregtigheid nie. Die Here het dit vir jou gedoen, maar jy moet jou sielsdimensie in lyn bring met jou gees. Amen. Dat jy bevestig kan word. Nou, ons weet 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Ons word die geregtigheid van God in hom. Jesaja 32 vers 17 sê baie mooi in die Amplified vertaling die volgende woorde, and the effect of righteousness will be peace, and the result of righteousness will be quietness and confident trust forever. The effect of righteousness will be peace, and the result of righteousness will be quietness and confident trust forever. Dit gaan net gebeur as jy jouself ingrawe. Dit is my en jou verantwoordelikheid. En ek kan dit nie vir jou doen nie, ek kan jou help daarmee, maar ek kan dit nie vir jou doen nie. Om jouself in te grawe in 'n geregtigheidsbewustheid in. Dit is waar jou oplossing lê. Romeine, die hele boek van Romeine. Hoe meer mens hierdie ding van geregtigheid bestudeer, hoe meer kom jy agter, die hele boek van Romeine is vol van die lering van geregtigheid. In Romeine 14 vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dit is in daai volgorde. Vir jou om vreugde te hê, moet jy vrede hê. En om vrede te hê, moet jy gegrawe wees in 'n geregtigheidsbewustheid. En dit is die koninkryk van God. Jesus het gesê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. So as ek die koninkryk soek, in eerste sit, dan moet ek hierdie dinge eerste sit. Geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Jy is dalk gekonfronteer met 'n probleem en jy wonder by jouself, wat kan ek doen aan die probleem? Jy kan net glimlag. Jy kan net 'n bietjie vreugde vrystel. Weet jy hoeveel doen jy dan? 100 keer meer as wat jy ooit gaan reg gee te bekommer oor die probleem. Jy kan geestelike kragte aktiveer. In Romeine, kom ons gaan terug na Romeine 3 toe. En as ons sien dat die hele boek van Romeine bou en bou en bou rondom hierdie een onderwerp van geregtigheid. Begin met Romeine 3 vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar's geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy guns sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom, Jesus, het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys. Deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat van tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy God se geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Nou soos in hoofstuk vers 28 sê, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Jy kan niks doen. En die probleem is, ons lees hier en sê ja en amen, dan doen ons dit nog steeds. Ons lees dit, ons sê ja en amen,
dan doen ons dit wragties nog steeds. As ons nie die dag 'n uur Bybelstudie gehou het nie, dan het dit vir onsself 'n wet gemaak, ek is nie so regverdig soos ek behoort te wees. Ek het vandag nie lank genoeg gebid. Ons maak wette. Jou geregtigheid het 0 te doen met jou performance. Jou geregtigheid het niks te doen met hoe jy voel nie. Jou geregtigheid is 'n posisie wat jy ontvang het die dag toe jy wedergebore is. Amen. Toe moenie begin wette maak in jou kop en dan jou geregtigheid meet aan jou. Kyk, en ek sê nie jy moenie bid nie. Ek sê nie jy moenie tyd in die woord spandeer nie, maar moenie jou geregtigheid koppel daaraan nie. Moenie jou geregtigheid het nie te doen met enigiets van daar nie. Jou geregtigheid is 'n posisie. Nou, Romeine 4, vers 4 tot 8, maar aan hom wat werk, of jy kan ook sê, hom wat op sy werke vertrou. Hy wat godsdienstig wil wees, hy vertrou op sy werke, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Ons het al baie keer deurtrap daai versie, het ons gepraat het van dankbaarheid, onthou julle. Ons het gesê, iemand werk vir iemand, en hulle het ooreengekom op 'n salaris, en die einde van die maand word die salaris oorbetaal na die werk gelewer. Daar is nie veel dankbaarheid daar nie, want dit is 'n ooreenkoms gewees, jy het die werk gedoen, jy het die loon gekry. So die werknemer gaan nie elke maand in trane uitbars van dankbaarheid as hy sy cheque kry nie, verstaan jy? Nou as die werkgewer hom 'n verhoging gee, dan is dit 'n baie goeie idee om dankbaar te wees, want as jy dan nie eens agterkom of acknowledge jy het 'n verhoging gekry nie, wat is die kans dat jy nog een gaan kry? Dankie ten minste baie dankie vir die verhoging. Nee, dit is tensy jy dink jy moes lank hulle verhoging gekry het en jy gaan net maar stil by hierdie ene keer, is eintlik te min. Maar dit gaan ook nie guns bewerk nie. Jy sê as jy nie guns bewerk nie, nou is jy op 'n wettiese basis. Jy verminder die guns. Dankbaarheid vermeerder die guns. Ondankbaarheid verminder die guns. Amen. Maar nou sê hy so, werk is loon. Is nie guns nie. Aan hom egter wat nie werk nie, maar nie op sy werke vertrou nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Welgeluksalig is hulle. Die Engels sê blessed, die Griekse woord is makarios. Supremely blessed, fortunate and well off, is hulle wie sy ongeregtighede vergewe en wie sy sondes bedek. Welgeluksalig, makarios, supremely blessed, fortunate and well off, is die man aan wie die Here die sonde nie toereken. So 'n kragtige seën. Dan sien ons in hoofstuk 5 van Romeine, vers 1. Omdat ons dan, of eintlik kom ons begin lees in vers 24 van hoofstuk 4, die vorige 2 verse, maar ook om ons in wil en weer toegereken sal word, ons wat glo in hom, wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille van ons regverdigmaking. So jy kan sien dat die regverdigmaking het eers gebeur nie met die kruis nie, maar met die opwekking. Dit het 3 dae gevat. Opgewek is terwille van ons regverdigmaking. Terwille van regverdigmaking beteken dit is waar ons geregtigheid gekry het. Dan sê hy in vers 1 van hoofstuk 5, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Jy sien daar. Hier sien die Bybel baie konsekwent, regverdig, geregtigheidsbewustheid bring vrede. Die oorspronklike sê, geniet ons vrede met God. Jy kan vrede geniet met God. Amen. Omdat jy uit die geloof geregverdig is. Dit is nie jou performance nie. Dit is nie nog iets wat jy moet doen, nog 'n voorwaarde waar jy moet voldoen nie. Jy moet net dit vat. Dit wys op groot geloof. Dit beïndruk die Here. As jy 'n man en 'n vrou van geloof wil wees, dan vat jy jou vergifnis. Amen. Iemand wat die hele tyd twyfel onder hulle vergifnis. Jy kry mense, hulle is soveel twyfel. Hulle twyfel of hulle kind van die Here is. Hulle sal 20 keer die Here aanneem. En dan twyfel hulle nog steeds. So iemand moet nie dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. Jou ou twyfelende hart. En dit kom uit jou gedagtes. Jy laat dinge toe in jou gedagtes wat jy nie moet nie. Jy besef nog steeds nie, dat elke gedagte wat in jou kop kom, is nie joune nie. Die duiwel praat met jou in jou gedagtes. En jy moet herken, wanneer hy met jou praat, en hom stil maak. Dis jou verantwoordelikheid, ek kan dit nie vir jou doen nie. Jy, elke mens,
moet self herken, watter gedagte wat ek kry, is die Here, en watter gedagte is die duiwel, geïnspireer. Amen. Goed, so die Here gaan nie vir jou gedagtes van twyfel gee nie. Hy sê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit verwerp. Amen. So as jy twyfel aan jou geregtigheid, of jy twyfel of jy gebore is eers, dan twyfel jy aan die liefde van God. So jy twyfel aan sy karakter. En dit is 'n klap in sy gesig. Want hy het homself gegee vir jou sondes, om jou uit te red. Hy het homself gegee met sy eie bloed. Dit is genoeg. Dis genoeg. Amen. Hy het genoeg betaal vir jou. Al jou sondes, al jou siektes was op hom. Hy het dit gedra. Nou goed, omdat ons dan in die geloof geregverdig is, geniet ons vrede by God. Soos met daai verband vind. As ek 'n probleem het in my vredeswandel, as ek 'n probleem het met vrede, dan moet ek een stap terug gaan en besef ek het nog dalk 'n probleem met ek het nog 'n probleem met sondebewustheid. As elke gebed wat jy bid begin met 'n o Here vergeef my sondes, dan het jy 'n paar moontlike probleme. Of jy bid heeltemal te min, so jy bid net op 'n tyd wanneer jy jou sondes moet bely. En dis al. En dis te min. Of jy het 'n probleem met sondebewustheid. Jy het 'n geestelike siekte. Soos pokke. Ons noem dit sondebewustheid. En daai sondebewustheid gaan jou uit die beste uit wat die Here vir jou het. Jy kan nie in 'n verhouding met die Here inkom soos jy moet nie. Jy kan nie ontvang soos jy moet nie. Jy kan nie geloof beoefen nie. Jy kan niks doen nie, want jy is vasgevang in 'n greep van sondebewustheid. Daai sondebewustheid moet uitgedryf word. Jy moet elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Die woord Christus is die gesalfde een. Hy's gesalf met lasverwyderende, jeukvernietigende krag om jou vry te maak. En jou gedagtes moet gevange geneem word. So geregtigheid is 'n posisie. Nou kom ons gaan na Jesaja 54. Jesaja 54 vers 13 tot 15. Ek gaan dit in die Amplified Bybel lees, want hy sê hom vir my mooi duidelik daar. Die Afrikaans is 'n bietjie blind op party punte. Amplified vertaling, and your spiritual children shall be disciples. Your spiritual children shall be disciples. Wat is 'n disipel? Dan sê hy in hakies, hy verduidelik wat 'n disipel is. Taught by the Lord and obedient to his will. A disciple is one taught by the Lord and obedient to his will. Hulle sê in Romeine 10 sê hy die Israeliete was ongehoorsaam aan die geregtigheid wat uit die geloof is. Dit was te goed om waar te wees, hulle wou dit nie hê nie, hulle het dit verwerp. Hulle het gesê nee die wet. All your spiritual children shall be disciples, taught by the Lord and obedient to his will. So as jy 'n disipel wil wees, dan moet jy sorg dat jy geleer word. Jy moet jou boutjies optel en kom sit waar jy geleer word. Is jy met my? Anders is jy nie 'n disipel nie. Die Here sê, jy moet geleer word. And great shall be the peace and undisturbed composure of your children. Groot sal die vrede wees van wie? Die wat hulle geleer laat word. As jy nie leerbaar is nie, en jy laat nie toe dat jy geleer word nie, dan gaan jy nie hierdie vrede beleef nie. Want jy is in rebellie. Amen? Amen. You shall establish yourself in righteousness. Hoe doen jy dit? Jy word geleer. Ons is besig om te doen vanoggend hier. Ons sit vanoggend hierso en ons gee lering oor geregtigheid. Ons onderwerp ons daaraan, ons mediteer dit, ons werk dit in ons harte in. We are establishing ourselves in righteousness. En omdat jy dit doen, omdat jy jouself ingrawe in 'n geregtigheidsbewustheid, kom die volgende dinge van toepassing op jou. You shall be far from even the thought of oppression or destruction, for you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. Dis die vrug van geregtigheid. Die vrug van geregtigheid hou my ver van hierdie dinge af. Geregtigheid is so ingewortel, my geregtigheidsbewustheid raak so sterk in my, as ek dit ander mediteer en ander bedink, dat selfs die gedagte van oppressie en vrees kom nie na by my nie. Dit kan nie, want ek is vol van 'n geregtigheidsbewustheid. En daarom kan daardie goeters nie my lewe aanval nie. Nou sê die Here hierso, behold, they may gather together or stir up strife, but it is not from me. En hoeveel mense het preek tog, dat dit die Here is wat jou toets. Hier sê die Here vir onsself, it is not from me.
is dat enigiets jy nie verstaan nie, kan jy nou jou hand opsteek. Dit is nie van die Here nie. Dit wat teen jou kom as 'n kind van die Here, is nie van die Here nie. Die Here stuur nie dinge teen sy kinders nie. Amen. Die Here sê dit in soveel woorde hier. Hy sê, it is not from me. Dit is nie van my nie. Whoever shall stir up strife against you, shall fall and surrender to you. So dit is ons borsharnas. Efesiërs 6 sê geregtigheid is ons borsharnas. Dis ek en jy wat geregtigheid in ons moet inbou, daai geregtigheidsbewustheid. Kom ek stel dit so, 'n beter term om te gebruik is dat jou borsharnas is jou geregtigheidsbewustheid. Want as jy mag geregtig wees, maar as jy nie 'n geregtigheidsbewustheid kweek nie, dan het jy jou borsharnas uitgetrek. Jy het hom, maar jy is nie in hom nie. Amen. Jy kan 'n kar hê en nie in die kar wees nie. Jy kan 'n huis hê en nie in die huis wees. Dis jou huis, maar jy is nie in hom nie. En jy kan 'n borsharnas van geregtigheid hê en nie in hom wees nie. En dan is jy 'n sitting duck vir die duiwel. Hoe moet jy in daai borsharnas van geregtigheid inklim? Jy klim in hom in deur in 'n geregtigheidsbewustheid in te klim. Geen duiwel in die hel kan jou oortuig dat jy nie die geregtigheid van God is nie. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Mediteer daai vers, tot hy in jou is. Ek onthou toe ek hom gemediteer het, en hy was in my, dan kom mense en stryle met my. Dan sê ek vir hulle, hoorie ou, dit help nie, is nie. Jy kan my stryd met jou blou word. Jy kan 'n baseball bat vat en my slaan. Jy gaan dit nie uit my uitkry nie. Dis in my, dis deel van my. Ek is die geregtigheid van God in hom. Dan kom hulle met allerlei nasies. Paulus het gesê, hy was die grootste van alle sondaars. Ek sê, ja, hy was. Maar hy is nie meer nie. Hy is nou die geregtigheid van God in Christus. Amen. Hulle wil so graag sondaars wees. So my geregtigheidsbewussyn hou my vry van verdrukking en verwoesting. Dit hou my vry van verdrukking en verskrikking. Die gees van vrees kan nie my gryp nie, want ek het 'n geregtigheidsbewustheid. Amen. Bou dit. Is nou iets wat jy kan bou in die gees, is iets wat jy kan doen. Bou hierdie geregtigheidsbewustheid. Spreek dit oor jouself uit. In Romeine 10, ons kyk vinnig in Romeine 10, sê vers 8, baie bekende versie vir ons, hy sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, is die woord van geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond Jesus as Here bely, met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond spreek ons tot redding. Nou ons ken daai vers, né? Maar wat is die primêre konteks van daai vers? Die primêre konteks van daai vers is vers 3. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. So wat is die eerste woord? As ek wil geestelik groei, na ek wedergebore is, wat is die eerste woord wat ek in my mond en my hart moet kry? Geregtigheid. Dis number 1. Dis die eerste woord, dis die primêre konteks van hierdie vers. Yes, hierdie vers is van toepassing op al die beloftes. Okay? Maar die eerste plek wat jy moet doen is, jy moet sê, ek is die geregtigheid. Jy moet dit sê, jy moet jou mond oopmaak. Jy moet jouself praat. Sê dit met jou mond, dat jou ore dit kan hoor. Sê dit met jou mond, dat jou ore dit kan hoor. Ek is die geregtigheid van God in Jesus. Ek is sy geregtigheid. Ek is vry. Ek is sy kind. Ek is vry. My sonde is in my verwyder, so ver as die ooste van die weste. Daar is 2 versies wat jy kan mediteer op. Die een is 2 Korintiërs 5:21, wat ons nou gelees het, en die een is 1 Petrus 2, vers 24. En die King James sê hom so mooi, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we can be dead to sin and be alive unto righteousness. By whose stripes you are healed. Amen. Halleluja. Dis die 2 versies om te mediteer en te spreek. Spreek hulle, mediteer hulle. Romeine 4, onthou hulle Romeine 4? Hele Romeine gaan oor geregtigheid, man. Romeine 4 sê hy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Wat is die eerste konteks? Geregtigheid. Die dag toe ons was so ver verwyder van geregtigheid as wat moontlik is. In ons as mens, voor ons wedergebore is, was daar geen geregtigheid. En in hom, alle geregtigheid. Nou kom hy en hy sê, ek het jou ongeregtigheid op my geneem. En ek het my geregtigheid op jou gesit. Nou roep ek dit. Ek roep dit. Ek spreek dit. Ek stem saam met hom. Ek dank hom daarvoor. Ek loof en prys hom daarvoor. Ek is u geregtigheid.
U het my ongeregtighede gedra. U het dit betaal. Amen. Elke gedagte, neem elke gedagte gevange. Elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Hulle is Jesaja 26, vers 3 in die King James. Kan ons vir ons lees in die King James? Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is fixed on you, because he trusts in you. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Dit gaan oor 'n geregtigheidsbewustheid. As ek 'n geregtigheidsbewustheid wil hê, dan moet ek my gedagtes op hom fokus. Ek kan nie my gedagtes fokus op myself nie, of my eie foute of my eie tekortkominge nie. Die duiwel sal jou voortdurend herinner aan jou tekortkominge. Maar jy verwerp dit. Jy verwerp die herinnering aan jou tekortkominge. Jy fokus nie op jou tekortkominge nie. Jy fokus op hom. Hy is jou alles. Hy is die een wat homself vir jou gegee het. Romeine 8, bekende versies vir ons. Vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En jy kan ook sê, ons kan die woord wet daar vervang met 'n ander woord, wat dit vir ons, wat basies dieselfde ding is, maar dit breek dit 'n dimensie oop, wat mense dit kan verstaan, die vloei. Die vloei. Soos ek met swaartekrag is 'n wet, maar dit is ook 'n vloei. Verstaan jy? Hy vloei, die krag vloei die hele tyd. As ek my Bybel daar hou, swaartekrag trek hom af, daar's 'n vloei. Ek leef in 'n vloei van swaartekrag, hier waar ek lewe. So daar's 'n vloei van die vlees, en daar's 'n vloei in die gees. Jy besluit elke dag in watter vloei jy gaan leef. Die Here kan dit nie vir jou besluit nie. Gaan jy in die vloei van die vlees lewe? En gaan jy lewe in die vloei van die gees? En hoe besluit jy dit? Deur die gedagtes wat jy toelaat. Hy sê, vers 5, want die wat vleeslik is, of in die vleeslike vloei is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, of in die geestelike vloei is, bedink geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die vloei van die dood. Maar wat die gees bedink, is die vloei van lewe en vrede. Halleluja. Halleluja, is 'n vloei van lewe en vrede. Jy besluit in watter vloei jy intree, deur watter gedagtes jy toelaat. As ek die gedagtes toelaat van die vyand, en ek bekommer my, en ek besorg my, en ek dink negatief, en ek dink al die goeders, of ek laat toe dat mense in my inkom, mense my kwaad maak, mense my irriteer, al die tipe goeders, dan sit ek in die vloei van die vlees. Die vloei van die gees is liefde. Amen. Ek kan nie, as ek jou lief het, kan ek nie geïrriteerd word met jou nie. Dis nie die vloei van die gees nie, dis die vloei van die irritasie, is die vloei van die vlees. Liefde is die vloei van die gees. Dis waar ek moet in vloei. Ek vloei in liefde. As ek in daai vloei, dan vloei ek in die wet van die gees, van die lewe. As geestelike krag in my fisiese liggaam beskikbaar. Daai geestelike krag is opgesluit in geregtigheid, vrede, vreugde, liefde. Dis geestelike vloei. Dus sondebewustheid is 'n vloei van die vlees. As jy uitvang die sondebewustheid oordink, dan is jy in 'n vloei van die vlees. Geregtigheidsbewustheid is 'n vloei van die gees. Nou luister mooi wat ek nou vir jou sê. Die duiwel is beperk tot die vleesvloei. Die duiwel is beperk tot die vleesvloei. Dis waar sy krag lê. Ons is bekragtig in die geesvloei. Die duiwel is beperk tot die vleesvloei, so hy trek jou die hele tyd na jou gedagtes toe. Hy trek jou weg van waar jou krag is. Jou krag lê in die geesvloei. Dis hoekom hy sê in 2 Korintiërs 10, die wapens van ons stryd is nie vleesvloei nie, maar dis geesvloei. So hy sê, neem die gedagtes gevange. Jy weet, die Here is briljant. Wie van jou dink die Here is briljant? Hy gebruik ons, maar hy bypass ons gedagtes. Het jy al in tale gebid? Wat verstaan jy daar? Is dit nie briljant nie? So die Here bid deur jou, maar hy gebruik nie jou gedagtes, en hy weet jou gedagtes is wat moeilikheid lê. Jou gedagtes is wat alles gaan opvoeter. So as kom ons maak hy gedagtes van die ou stil, gedagtes uit die kwessie uit, en ons vloei in die gees. Jy sien, dis wat 'n bid in tale is. Satan probeer nou voortdurend in die realm van die denke intrek. Dis waar hy sterk is. Jy heers in die realm van die gees. Hy het geen antwoord op vreugde nie. Dis 'n geeskrag. Dis ook wat hy sê, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Beteken jy het vrede, maar as jy nou gaan logies dink, is daar geen rede vir vrede nie. Nee.
So wat? So wat dat daar geen rede vir vrede is nie. Ons vloei daarin. Daai storm op die see, daar was geen rede vir vrede gewees nie. Maar Jesus het ten spyte daarvan gevloei. Hy het van die mental realm af in die geestelike realm ingetap. Vrede het uit hom uitgekom, die krag van vrede het die storm stilgemaak. En hy sê, my vrede gee ek vir jou. Ons ken Romeine 15. Soos nog steeds in Romeine 15, vers 13. Jy mag die God van alle hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. So hy sê, hy werk met hoop. Hoop is jou innerlike beeld, jou innerlike prentjies, die prentjies wat jy toelaat hier in jou binnekant. Jy kan nie daar rondloop met 'n prentjie van alles is te kort, of te lank, of verkeerd, of skeef die hele tyd nie. Dan sê wat jy gaan reproduseer in jou lewe. Jy moet die prentjie in jou inkry van wat die woord sê. Die prentjie van die beloftes moet in jou ingang vind, want daai prentjie wat jy voortdurend voor jou oë hou, reproduseer jou gees. Dit het ons gesien in die lewe van Abraham. Hy sê hy het prentjie gehad van die sterre in die hemel, né? Die sand in die seestrand. Ons het gesien sy kleinseun Jakob, hoe hy daai prentjie gehad het van die populierlatte, daar voor die lammers en dan almal begin bond word. Met al daai prentjies, is hoop, is innerlike hoop. En dit gaan in, Hebreërs 6 sê, die hoop wat ons het, gaan in tot die allerheiligste. It's amazing. So wat jy doen, sien die woord waar in jou lewe. As jy die woord lees, deur sy wonde is ek genees, sien dit. Moenie verwag dit en sien dit. Dis deel van geloof. Moenie verwag dat jy môreoggend weer met dieselfde pyn gaan opstaan nie. Moet dit nie verwag nie. Hou op om dit te verwag. Dis soos toe ek my kuitseer gemaak het, daar met die muurbal. En ek gaan na die fisioterapeut toe en sy sit ultrasounds op vir 8 weke behandel sy my. En ek dink 'n punt nog steeds. En eendag toe kyk sy my so en sê, Gerry, jy kan nou maar regloop. Jy kan nou maar regloop, sê ek dankie. Dis al wat ek ook gehoor het, toe begin ek regloop. Dit kom in jou kop in. Moenie dat die duiwel prentjies maak in jou kop. Moenie jou innerlike wese vir die duiwel beskikbaar maak nie. Want hy sal prentjies maak wat tot jou ondergang gaan lei. Nou dit nie vat nie. Vat beheer oor daai afdeling van jou lewe. Maak die prentjies van oorvloed, prentjies van die seën van die Here, die goedheid van die Here, die guns van die Here. Maak daai prentjies elke dag. Maak hulle, versterk hulle. Dis die God van hoop. Mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in hoop deur die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees raak betrokke. Krag van die Heilige Gees raak betrokke by daai prentjies in die woord. Nou vir my is dit altyd baie mooi, daai Johannes 14 vers 27. En ek gaan vir hom weer lees uit die Amplified taal. Peace I leave with you, my own peace I now give and bequeath to you. Dit is amazing, daai woorde wat uitkom, my own peace. Dis iets spesiaal wat Jesus vir jou gee. Hy gee vir jou, hy sê vrede laat ek vir julle na, my eie vrede. Dis spesiaal. Dit herinner my aan 'n vers wat sê in sy eie liggaam. In sy eie liggaam, ja. Elke siekte wat bestaan, elke siekte wat jou liggaam wil aanval vandag, het Jesus fisies op die kruis gedra. Hy het siek geword op daai kruis met elke siekte wat bestaan. Dit wat jou liggaam wil aanval, is totaal onwettig. Dis klaar gedra. Nou wat is jou liggaam? Is 'n tempel van die Heilige Gees. Jou liggaam is ook 'n tipe van die tuin van Eden. Want in die tuin van Eden was daar die boom, né? Van die kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe, né? En ons leer tog alle jare het ons geleer oor die woord is die saad en jou hart is die grond, né? So wat is jou verantwoordelikheid teenoor jou liggaam? Wat was Adam en Eva se verantwoordelikheid in die tuin van Eden? Om die duiwel uit te skop. As julle met my, hulle moes die tuin werk, en toe die duiwel kom, met sy wangedrag, toe moes hulle hom uitskop. Nou is ons vies vir hulle vandag, ons sê, hey man, as daai Adam en Eva nou net nie so droog gemaak het nie, dink hoe lekker sou dit nou vandag gewees het. Is dit nie? Geen vloek nie, geen siekte nie, niks. Wie van julle dink het sal wonderlik gewees het? Ek dink het sou amazing gewees het, nee. So het kan bietjie vies wees vir hulle. Maar nou die probleem is, dat ek en jy kry elke dag dieselfde geleentheid as hulle.
Want die duiwel besoek jou liggaam met siekte. En wat doen jy daaraan? Nooi hom in? Sê wel, griep, jy is alweer hier. Dat ek my pyjamas aantrek. Hoe lang gaan jy hierdie keer saam met my wees? Ou vriend, of bestraf jy dit? Jy sien? Jy het 'n verantwoordelikheid. Dis 'n tempel. Jy het 'n verantwoordelikheid in daai tempel wat jou liggaam is om siekte uit te hou. Die Here gaan dit nie namens jou doen nie. Jy moet jou geregtigheid ontdek. Jy moet jouself wortel in grond in 'n geregtigheidsbewustheid. Jy sien, as ek daai geregtigheidsbewustheid in my inbou, wanneer ek dan praat, wanneer ek die woord spreek, dan spreek ek vanuit my posisie. Die oomblik as ek nog so bietjie twyfel, né, so bietjie, ja, gister, ek het lanklaas gevas, weet jy, ek het lanklaas langer as dag gevas, jy weet. Dink jy dit sal werk? Ek sê nie verkeerd om te vas nie, maar dit gaan nie jou geregtigheidsposisie beter of slegter maak. Is jy met my? Jy moet vanuit jou posisie praat. Praat met die vyand. Bestraf hierdie siekte. Sê siekte, simptome, ek bestraf julle. Hierdie liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Hierdie liggaam behoort aan my. Dit is my geskenk wat die Vader vir my gegee het om te lewe op hierdie aarde. En ek weier siekte. Ek weier gebrek in hierdie liggaam in Jesus naam. Peace I leave with you, my own peace I now give and bequeath to you. Not as the world gives do I give to you. Do not let your hearts be troubled, neither let them be afraid. Sien, ons laat dit toe. Hoe laat jy dit toe? Jy sê net niks nie. Daar kom vrees en jy, die sielkundige sê jy moet dit verwerk en verdra. Die woord sê jy moet dit bestraf en uitkry. Do not let your hearts be troubled, neither let them be afraid. Stop allowing yourselves to be agitated and disturbed, and do not permit yourselves to be fearful and intimidated and cowardly and unsettled. Leef vanuit jou innerlike wese. Stop, jy laat toe wat jou siel toelaat. Vanuit jou gees kan jy sê, siel, geen vrees. Siel, jy gaan nie cowardly wees nie. Jy gaan nie agitated wees nie. Jy gaan in vrede in. Jy gaan in vreugde in. Dis jou plek. Dis jou plek van vryheid. Dis jou plek van, jou plek om vry te kom is vreugde. Jou plek om vry te kom is vrede. Dis die vloei van die gees. Dis die vloei van die wet van die gees van die lewe. So ek gaan in vreugde ingaan. Ek gaan in vrede ingaan. Ek gaan in 'n vloei van geregtigheidsbewustheid ingaan. Ek weier om sondebewustheid. Ek mediteer oor hoe groot die offer was. God het hom wat geen sonde geken het nie. Mediteer net eers oor daai woorde. God het hom wat geen sonde geken het nie. Sonde vir jou gemaak. Dat jy kan word die geregtigheid van God in hom. Mediteer daai woorde, spreek daai woorde, werk met daai woorde. Hoe meer jy dit hanteer in jou gedagtes, hoe meer vaardig word jy daarmee. As jy nooit daaraan dink of nooit tyd aan spandeer en dan is jy nie vaardig. Jy moet vaardigheid in die gees aanleer. As jy vaardig word in die gees, wanneer die vyand kom met sy aanslag, dan trap hy sy chunk af. Hy raak net so bang vir jou. Hy is bang vir mense wat weet wie hulle is in Christus. Hy toets jou. Dis sien, hy is baie bang vir jou. Hy toets jou so van 'n afstand af met 'n stok. Want hy is bang jy gaan hom byt. Jy met my. Jy is soos 'n leeu in 'n hok. Ek is so wie leeu weet of hy 'n leeu is. Toets hom met 'n stokkie. As hy leeu weet wie hy is, dan gaan hy naby hom kom nie. Maar as die leeu dink hy's 'n worshondjie, dan sien ons hier is 'n onskadelike leeu. Dis 'n leeu van buite, maar hy het die hart van 'n worshondjie. Die hart van 'n poedeltjie. Wanneer jy die hart van 'n poedeltjie nie, kom ons sê die hart van 'n leeu. As die duiwel ons toets, dat ons skake toeslaan. Ons slat hom met die woord. Ons laat ons nie toets nie. Ons bestraf hom. Ons grawe onsself in ons bewussyn van geregtigheid. Ons is soos 'n leeu. Die boek van Spreuke sê dat the righteous or the wicked flee. In die King James sê, ek ken dit in die King James. The wicked flee when no man pursueth. Hy is altyd hy is altyd bang. Selfs al is daar nie iemand nie. But the righteous, they are bold like a lion. Jy sien, daai boldness kom van righteousness. As ek mediteer op righteousness, op geregtigheid, ek spreek dit, bou dit in my in, dan bring dit 'n vrymoedigheid by my.
'n vrymoedigheid, want ek weet, ek staan een met my Vader. Ek is sy seun, sy familie, al die regte wat aan 'n kind behoort aan my. Ek laat my nie trap deur die duiwel nie. Ek laat my nie trap deur omstandighede nie. Ek trap die omstandighede. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie kosbare woord. Ons ontvang dit vandag. Ons dank U daarvoor. Bid dat ons elkeen 'n doener sal wees hiervan, nie net 'n hoorder nie, maar dat ons 'n geregtigheidsbewustheid nommer 1 sal stel in ons lewe. Dat is dit nommer 1 sal stel in ons denke. Dat ons niks sal toelaat. Geen negatiewe woord oor onsself is welkom in ons gedagtes nie. Want ons is U kinders. Ons behoort aan U en ons is die geregtigheid van God in Jesus Christus. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.